hoor die woord van die Here. En skryf aan die engel van die gemeente van Laodicense, dit sê die Amen, die getroue en waaragtige getuie, die begin van die skepping van God. Ek ken jou werke, dat jy nie koud is en ook nie warm nie. Was jy tog maar koud of warm, maar nou omdat jy lou is en nie koud of warm nie, sal ek jou uit my mond spuug. Want jy sê ek is ryk en het verryk geword en het aan niks gebrek nie. En jy weet nie dat dit jy is wat ellendig en beklaanswaardig en arm en blind en naak is nie. Ek raai jou aan om van my te koop, goud wat deur vuur gelouter is, sodat jy kan ryk word, en wit klere, dat jy jou kan aantrek, en die skande van jou naaktheid nie openbaar word nie, en salf om jou oë te salf, sodat jy kan sien. Almal wat ek liefhet, bestraf en tugtig ek. Wees dan ywerig en bekeer jou. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou en hy met my. Aan hom wat oorwin sal ek gee om saam met my te sit op my troon, soos ek ook oorwin het en saam met my Vader op sy troon gaan sit het. Wie oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. Ons fokusgedeelte is vers 18. Ek raai jou aan om van my te koop, goud wat deur vuur gelouter is, sodat jy kan ryk word, en wit klere, dat jy jou kan aantrek, en die skande van jou naaktheid nie openbaar word nie, en salf om jou oë te salf, sodat jy kan sien. Die tema van ons boodskap, God bedek ons naaktheid deur die lyding, dood en opstanding van sy seun. Kyk en sien dat die Here goed is. Leef in gehoorsaamheid aan hom. God bedek ons naaktheid deur die lyding, dood en opstanding van sy seun. Kyk en sien dat die Here goed is. Leef in gehoorsaamheid aan hom. Ons het in Openbaring 3 vanaf vers 17 vanaf vers 14 het ons die laaste gemeente wat ons behandel, en ons gaan, net soos wat ons in die boek Genesis gedoen het, terwyl ons Genesis behandel het, het ons op 2 stadiums die reeks onderbreek, deur Psalm 1 tot 10 die eerste keer te doen, en die tweede keer Psalm 11 tot 20, daarom sal ons dit onderbreek, die reeks, om dan Psalm 21 tot 30 as die Here ons spaar. So in hierdie gedeelte sien ons dan die brief aan hierdie laaste gemeente, en hierdie laaste gemeente is die brief aan die Laodicense, Laos en Dikia, en so Laos is mense, en Dikia is regte, so ons kan amper sê die stad van die menseregte, en hierdie stad, dit is eintlik so van toepassing op ons tyd, dat mense dink dat die verskillende briewe is eintlik simbolies van verskillende tydperke in die kerkgeskiedenis, en soos baie mense dink, ons is die laaste generasie, en sê wel, dit is nou hierdie tyd van die menseregte, maar dit, soos wat ons sien hoe die Here geduldig en genadig is, en die evangelie nog steeds besig is om te versprei, weet ek die Here kan vandag kom, maar ek is nie verbaas as die Here in 500 jaar, of in 1000 jaar kom nie, so ons, ek dink glad nie dat hierdie gedeelte opgedeel is in verskillende tydperke van die kerkgeskiedenis nie. Hierdie is spesifieke briewe wat geskryf is vir die 7 gemeentes, en ons meet onsself aan hierdie 7 gemeentes deur te sê, as die Here hierdie briewe aan ons geskryf het, waaraan sou ons skuldig gewees het, en watter goeie dinge sou die Here van ons gemeente gesê het, omdat hier van hierdie gemeentes goeie dinge gesê is, maar ook vermaan teenoor die slegte dinge wat daar ook in die gemeentes is. 2 gemeentes is vir ons 'n voorbeeld,
van heiligheid, 2 voorbeelde van gehoorsaamheid en getrouheid aan die Here, en dit is Smyrna en Philadelphia, terwyl hulle dan in sware stryd gebuk gegaan het die Here dan vir hulle goeie dinge gehad om te sê. Die gemeente wat sekerlik die meeste verkeerde dinge van gesê word, is die gemeente van Laodicea, maar wat ontbreek is aan die gemeente Efese dreig die Here om die kandelaar van sy plek te verwyder. En in hierdie opsig waarsku die Here hulle ook, en die Here kom verseker hulle ook van sy tugtiging as hulle nie bekeer nie, en sodoende is daar dan, as ons kan tel, die meeste dinge wat in hierdie gemeente verkeerd geloop het. En so ons gaan stilstaan by hierdie gemeente om te sien wat hierdie gemeente gedoen het en onsself dan daarmee te meet, sodat ons op die ou end God kan verheerlik, want ek en jy as gemeentelede wil graag hê dat die naam van die Here hier in ons gemeente en in ons gemeenskap verheerlik word, en dit moet op so 'n wyse gebeur dat ons leef soos wat die Here dit van ons verwag. So kom ons kyk na hierdie brief wat geskryf is, en soos ek elke keer gesê het, aan die engel van die gemeente. Die woord engel is boodskapper, en dit verwys na die leraar van die gemeente, wat dan hierdie brief aan die gemeente moet voorhou. Dit sê die Amen, die getroue en waaragtige getuie, die begin van die skepping van God. En ek gaan nie lang stilstaan by daardie gedagte nie, want ons het by hoofstuk 1 het ons al reeds gekyk dat daar gesê is dat Christus dan die eerstgeborene van die skepping is, die begin van die skepping, maar net so in die verbygaan, die begin van die skepping is omdat God die Vader beskik het dat hierdie eerste skepping geskep sal word, en dit is wat geskep is soos ons dit in Genesis 1 en Genesis 2 lees. En na die skepping was dit die sondeval van die mens. En dadelik na die sondeval alreeds het die Here gesê dat hy gaan hierdie skepping herskep, want daar is dood wat ingekom het en verderwing. Vervloek is die aarde om jou ontwil. Met moeite sal jy daarvan eet al die dae van jou lewe, dussels en dorings sal dit vir jou voortbring. En ook stof is jy en tot stof sal jy terugkeer. En so leer die apostel Paulus vir ons dat dood het ingekom en ingetree deur die sondeval. En daarom kan ons nie glo in die lering van die Darwiniese evolusie wat vir ons sê dat voor Adam en Eva, want daar's mense wat die Darwiniese evolusie leer wil kombineer met Genesis hoofstuk 1, dan het ons 'n probleem, want dan sou dit beteken dat daar miljoene jare van dood was voordat Adam gesondig het. Baie wil redeneer, maar dit beteken nie die dood van die skepping, of dat daar in die skepping dood is nie. Maar die apostel Paulus maak dit vir ons duidelik in Romeine hoofstuk 8, dat die hele skepping sug onder die sonde, en hulle sien saam met die kinders van God uit na die openbaarmaking van die kinders van God, wanneer Christus op die laaste dag terugkeer. So die skepping is onderworpe aan die nietigheid. Wie het hom onderwerp? Adam. So dit beteken nie, ons moet nie dink dat bome se blare sou nooit afval en nooit doodgaan en terugkeer kompos toe nie. Dit sou gebeur, dit beteken nie dood nie, maar wel is waar dat die skepping aan die nietigheid onderworpe is 'n groot stap. Sommige probeer die spanning oplos deur te sê, ja, daar was 'n gaping tussen Genesis 1 en Genesis 2, wat probleme veroorsaak, want dit sou beteken het dat hierdie nuutskepping alreeds plaasgevind het. So is 'n skepping, toe's daar 'n val van die duiwel, dis wat sommige beweer, en daarna is daar die val van Adam. So dan beteken dit die herskepping is 'n herskepping van 'n herskepping. En die Bybel weet glad niks daarvan af nie. So, sondeval en die belofte van 'n nuutskepping.
En Christus is in die middelpunt van dit alles, wat God die Vader het beskik, dat sy Seun die sentrale punt sal wees van die eerste skepping, wat die Vader het deur sy Seun geskep, en die tweede skepping, die Vader het beskik, dat deur sy Seun 'n herskepping, 'n nuutskepping sou plaasvind. En ons sien uit na hierdie nuutskepping, die herskepping. God het alreeds begin om ons te herskep tot 'n nuwe lewe. Daarna gaan hy ook met die volëinding vir ons 'n nuwe liggaam gee, sowel as die natuur gaan dan die juk van verdorwenheid en agteruitgang gaan afgegooi word. Daardie juk gaan afgegooi word en daar gaan 'n nuut skepping wees, 'n herskepping waarna ons almal uitsien. Veral diegene wat rugprobleme en die oë raak swakker en die spiere raak swakker en dit raak al moeiliker om uit die bed uit te klim, soos die verouderingsproses besig is om te eet aan die mens. En die jong mense sien nie so baie uit daarna nie, want hulle voel dit nog nie aan hulle ligamente nie. En sodoende het die Here dan vir ons hierdie middelpunt kom duidelik maak, die Seun wat geskep het. Die Vader het die skepping geskep deur sy Seun en die nuut skepping word geskep op grond van Christus se versoening. Dis wat dit beteken dat hy die eerste, die middelpunt, die begin van die skepping is van God. En sodoende moet ons as kinders van die Here ook weet dat daar 'n gevaar is onder diegene wat vir ons kom sê dat hierdie beteken dat Jesus 'n geskape wese is. Veral die Jehova getuies verwys na tekste soos hierdie en sê, sien, God het Jesus eerste gemaak. Hy's 'n geskape wese. En hulle tref nie onderskeid tussen dat God het sy Seun mens laat word nie. So met ander woorde, die menslike natuur van die Seun van God was nie altyd daar nie. Sy goddelike natuur is van ewigheid af, maar sy menslike natuur het in tyd gestalte gevind. En so hierdie aspek is dan ook met betrekking tot God wat mens kom word het, wat 'n liggaam kom aanneem het, en deur daardie liggaam 'n eenmalige offer is hy die eerstgeborene van die hele skepping. Die doel waarom die eerste skepping geskep is en die doel waarom die skepping hernie kan word, draai rondom God se Seun. En so baie keer dan word die kerk ontseën nie deur ontdekkings in die wetenskap wat gemaak word, en ons leef in geweldige interessante tye waarin soveel van die wetenskaplike ontdekkings wat gemaak word bevestig inteendeel van wat die woord van die Here sê. Ek dink baie min mense besef dat die kosmologie en die sterrekunde en die biologie is in 'n krisis, want hulle ontdek die een na die ander, ontdek hulle dinge wat aan geen ander toegeskryf kan word nie as aan God. Maar dit vir 'n latere stadium, dis opwindende tye waarin ons leef. En daarin kan die vingerafdrukke van God gesien word, maar meer as dit die duidelike openbaring van die skrif, dat God sy Seun gestuur het as skepper en herskepper. Reg, en verder kom die Here en hy spreek hierdie gemeente aan. Ek ken jou werke, en ons het gesê dat die Here kyk en hy evalueer die gemeente. Ek ken jou werke, dat jy nie koud en ook nie warm was nie, was jy tog maar koud of warm, maar nou omdat jy lou is en nie koud of warm nie, sal ek jou uit my mond spuug. Iets interessant van die stad Laodicea, is dat hierdie stad was 'n baie ryk stad, en ons sal later by daardie gedagte kom, 'n goeie stad vir handeldryf en besigheid. En die enigste vars water wat hierdie stad gehad het, was 'n warmwaterbron wat buitekant die stad was. En hulle het deur waterweë
het hulle hierdie water aangelê na die stad toe en dit staan bekend as die aqueducts. Ons sien dit ook op baie van die sketse van die Romeine se stede of selfs ook met plekke wat jy kan besoek. Vandag nog is daar sekere van hierdie waterweë wat nog werksaam is. Nou nie wat water vir die stede gee nie, maar as jy water daardeur vloei, dit is nog bruikbaar. Baie van hulle is al reeds afgebreek of het in duie gestort, maar dit is baie goeie argitektuur en sodoende het hulle hierdie warm water na die stad toe aangelê. Dit was die enigste manier. So die mense het dan gekom en teen die tyd dat die water by die stad aangekom het, was dit lauwarm. En dan het hulle die inwoners van die stad het geweet, jy skep die water uit en jy laat staan dit tot dit koud is. Maar die mense wat gereis het, waarvan daar baie was, omdat dit dan 'n kosmopolitaanse stad was en dit was 'n stad van besigheid en handel, baie van die mense het dit nie geweet nie. En die inwoners van die stad, sê die geskiedskrywers vir ons, het 'n gebruik gemaak van om buite of by die plekke waar daar water was om te skep en te drink en vir jou trekdiere of jou perd of jou kameel of wat dit ook al is, om vir hulle water te gee, het die mense gaan sit en gaan kyk, want hier kom 'n persoon wat nog nooit in hierdie stad was nie, water geskep en dors is en hierdie heerlike, soos hulle dink, koel water drink en dan is hierdie lauwarm water wat hulle in hulle mond het en onverwags het hulle hierdie reaksie om die water uit te spoeg. En dit was verskriklik snaaks vir hierdie mense van die stad om te gaan sit en te kyk hoe dit plaasvind. Die Here gebruik hierdie beeld om te sê dat dit is wat hy met die gemeente gaan doen as hulle nie bekeer nie. Want as hulle werke koud was, is dit een ding, as hulle werke warm was, was dit 'n ander ding, maar nou is hulle werke lauwarm. En dit is vir ons duidelik dat hierdie lauwarm lewe, geestelike lewe van die gemeente is vir God 'n gruwel. En daarom verseker hy hulle van 'n verskriklike ding. Uit sy mond uit te spoeg is nie 'n goeie aanduiding van wat gaan gebeur nie. En so ons moet onsself die vraag afvra, kind van God, in ons lewe, is ons warm vir die Here? Is ons koud? Of is ons lauwarm? Is ons ywerig? Want aan die ander kant, as ons afkoel, dis een ding, die Here verseker ons ook wat hy met ons sal doen as ons afkoel, maar dit blyk vir ons dat wanneer ons lauwarm is, daar 'n baie vinniger ingrype van tug sal wees. Die twee gemeentes wat die vermaaning van die Here nie ontvang het nie, hulle het nie 'n vermaaning ontvang nie, was juis gewees dat hulle werke geken is en dat hulle gedoen het wat die Here van hulle sê. En so hierdie gemeente is traag. Hulle weet wat om te doen, hulle doen dit maar op 'n trae manier, soos wat jy iemand moet saamsleep. En hulle was nie gewillig om te doen wat die Here sê nie. Ons kry in Spreuke, sê dit vir ons dat die luiaard, as jy 'n luiaard stuur, dis soos rook vir die oë en asyn vir die tande. So is die luiaard vir die wat hom stuur. 'n Geweldige irritasie. En ons weet as jy om die braaivleisvuur staan en die rook die hele tyd in jou oë ingaan en jou oë rooi raak en dit brand, die irritasie wat dit tot gevolg het. Dis iemand wat jy stuur wat met 'n trae hand gaan, 'n trae voet beweeg. En so, dis een ding vir iemand om te sê, nee, ek sal nie gaan nie. Dan weet jy ten minste waar jy met die persoon staan.
of ja, ek sal gaan en dan gaan die persoon vinnig. Maar die persoon wat die irritasie is die persoon wat sê ja, hy sal gaan, maar hy gaan op so 'n manier asof hy nie gaan nie. En dit is iets wat die Here dan ons duidelik waarsku oor, om nie die werk van die Here met 'n trae hand en met swak verskonings die werk van die Here te doen. Ag, kan nie dit doen nie, ek kan nie dat doen nie, ensovoorts, en ek het nou nie tyd nie, en ek sal dan dit doen. Ook iets anderste waaroor die gemeente aangespreek word, is nie net hulle lauwarm houding teenoor die Here nie, maar is ook die feit dat hierdie gemeente ryk is, maar arm is. Ryk is, maar arm is. Want jy sê, ek is ryk en het verryk geword en het aan niks gebrek nie. En jy weet nie dat dit jy is wat ellendig en beklaanswaardig en arm en blind en naak is nie. Laodicea is ryk, maar arm. Die vorige van die twee gemeentes, Smyrna en Philadelphia, het die Here gesê, julle is arm, maar julle is ryk. En so in hulle armoede, en hulle het niks anders gehad om op te steun nie, maar net op die Here. En dit verwar mense soms as ons praat van hierdie armoede en rykdom, want ons het 'n beweging, polities godsdienstige bewegings wat vir ons sê dat God is die God van die armes en die verdruktes. Alleen sal God die wat verdruk word, sal hy red. En dan bring hulle dit in die politiek in, soos byvoorbeeld aan arm gemeenskappe. En dit is nie net in Suid-Afrika nie, dis reg oor die wêreld wat hierdie bevrydingsbeweging dan ook in kerke posvat. En dan, God is die God van armes, so hy is altyd aan die kant van die armes. En dis nie wat die skrif vir ons leer nie, want God het juis gekom om sy volk, toe hy hulle uit Egipteland uitgelei het, deur die wildernis in die beloofde land in, om aan hulle elkeen te gee, eiendom te gee, huis te gee, boorde te gee, vrugte te gee, sodat hulle voorspoedig kan wees. Maar, sê die Here, Deuteronomium 6 vers 10 tot 12, en as die Here jou God jou inbring in die land wat hy aan jou vaders Abraham, Isak en Jakob met 'n eed beloof het om jou te gee, groot en mooi stede wat jy nie gebou het nie, en huise vol van allerhande goed wat jy nie gevul het nie, en uitgekapte reënbakke wat jy nie uitgekap het nie, wingerde en olyfbome wat jy nie geplant het nie, en jy eet en versadig word, neem jou dan in ag dat jy die Here nie vergeet wat jou uit Egipteland, uit die slawehuis uitgelei het nie. Moenie die Here vergeet nie. Die Here wil hê dat sy volk moet voorspoedig wees. Maar voorspoed is daardie ding wat kan maak dat ons juis van die Here vergeet. En ons moet duidelik weet dat daar baie ryk mense in die Bybel was wat die Here nie vergeet het nie. Abraham was 'n baie ryk man gewees en hy het die Here bly dien. En sy seuns, sy seun Isak en sy seun Jakob was mense wat baie besit het, maar nie die Here vergeet het nie. En so ook Job was 'n baie ryk man en hy het die Here gedien en gevrees, en hy het alles verloor, en hy het die Here gedien en gevrees, en hy het dubbel soveel gekry soos wat hy gehad het, voordat hy alles verloor het, en hy het die Here gedien en gevrees, so of hy armoede gehad het en rykdom, dit het nie 'n verskil gemaak nie, hy het die Here gedien en gevrees. So daarom wil ek dit net hê, ons moenie dink en skuldig voel elke keer as iemand sê, God is die God van die armes, en hulle het die reg op God, en hulle het die reg op die oor van die Here. Calvin sê vir ons dat die toestand van die mens in rykdom of armoede is iets wat die mens gebruik om nog steeds te dink dat hy beter as ander is. Want
Die ryk persoon kan maklik neerkyk op 'n arm persoon en sê ek is beter as daai persoon want hy's lui en hy's dom, hy's nie so slim soos ek nie ensovoorts. Maar ons moenie dink dat die arm persoon van sy kant af het nie ook sy eie regverdiging en redenasies nie. Hulle redenasie, sê Calvin, is ons is arm, ons gaan deur moeilike tye, die ryk man sal nie in ons skoene kan staan as hulle moet deurgaan wat ons deurgaan. So ons is beter as hulle. Elke mens dink hy is beter as 'n ander. En sodoende is baie mense ryk en het verryk geword, of hy arm en of hy ryk is. Maar dit is makliker om te val in die struik, omdat dit 'n vleeslike begeerte is om ryk te wees. In Spreuke kry ons hierdie begeerte wat uitgespreek word. 2 dinge vra ek u, onthou dit nie aan my voordat ek sterf nie. Hou valsheid en leentaal ver van my af, en gee my nie armoede of rykdom nie. Laat my geniet die brood wat vir my bestem is, dat ek nie as ek oorversadig geword het, u verloon nie, en sê, wie is die Here? En dat ek nie as ek arm geword het, steel en my in die naam van God vergryp nie. Hierdie is 'n waarskuwing vir ons, en daar word soveel regverdiging gegee aan arme mense wat plunder. En plunder en sê ons plunder omdat ons arm is, maar in plaas van brood steel, steel hulle televisies. Nou die laaste tyd toe ek gekyk het, kon jy nie 'n televisie eet nie. Ek weet nie of hulle al eetbare televisies gemaak het nie, maar dit is duidelik nie om honger te nie. Maar hulle gee hulle self die reg om dan in weelde ook te wil leef, maar sonder om te werk. En so 'n dankbaarheidslewe is 'n lewe, het sy jy arm of jy ryk is. En natuurlik roep ons die naam van die Here aan in wat ons fisies nodig het. Daarom het Christus ons ook geleer in die Onse Vader gebed om te bid vir ons daaglikse brood. Maar bid ons werklik, Here, gee my nie te veel rykdom dat ek U sou vergeet nie. Ons bid baie keer, ons sal makliker bid om te sê, Here, gee my nie te min dat ek moet steel nie, maar toets my in die veelheid wat U vir my kan gee. Soos iemand gesê het, mense sê, rykdom maak jou nie gelukkig nie, maar dis net omdat hulle dit nog nie vir my gegee het nie. Ek sal vir hulle wys hoe gelukkig is ek as ek rykdom het. So, elkeen is 'n vleeslike redenasie bots met wat die skrif sê. En die apostel Paulus het gesê dat hy in baie omstandighede het hy waarlik gebrek gely. Hy skryf dit aan die gemeente in Filippi dat hy gebrek gely het. En toe hulle vir hom voorsien het, toe het hy oorvloedig gehad, toe het hy soveel geld gehad dat hy nie geweet het wat om met alles te doen nie. En in alles, sê die apostel Paulus, het die Here my onderrig. So wanneer jy oorvloed het, beskou dit as dat die Here jou leer. As jy gebrek het, beskou dit dat die Here besig is om jou te leer. Die Here is besig om ons deur 'n leerproses te maak. Rykdom as sulks en armoede as sulks is nie die een beter as die ander nie. Want in beide hierdie omstandighede is ons veronderstel om 'n dankbaarheidslewe te leef tot verheerliking van die Here. Want dankbaarheid spruit uit die feit dat ons weet, in die eerste plek wat ons saligheid aan betref, kan ons nie werk vir ons saligheid nie. En in die tweede plek ook dat die Here skenk aan diegene wat rykdom het, skenk hy dit as 'n geskenk. Dis 'n gawe wat uit sy hand kom. Die Dordtse leerreëls sê vir ons in hoofstuk 3 en 4 paragraaf 10, ander mense weer wat deur die verkondiging van die evangelie geroep is, kom en word bekeer. Dit moet egter nie aan die mens toegeskryf word asof hy hom deur sy eie vrye wil van ander onderskei wat net so 'n groot of genoegsame genade tot geloof en bekering ontvang het nie. So ons moet weet dat die Here skenk aan ons redding genade
Verlossing is 'n vrye gawe van God en God se voorsiening van die tydelike is ook 'n gawe uit sy hand uit. Spreuke 10 vers 22, die seën van die Here, dit maak ryk en moeitevolle arbeid voeg daar niks by nie. Die seën van die Here, dit maak ryk en moeitevolle arbeid voeg daar niks by nie. En as jy dink dat hierdie 'n teksvers is waarby jy kan sê ek gaan agteroor sit en manna moet uit die hemel uitval, dit is nie wat hierdie teksgedeelte sê nie, want Spreuke leer vir ons dat daar 'n voorkeur is van wysheid bo dwaasheid en daar's 'n voorkeur van fliksheid en harde werk bokant luiheid. En die Here waarsku dat die lui man se armoede kom na hom aangestap soos 'n gewapende man. Armoede is iets wat 'n uitvloeisel is van luiheid. Maar nie alle mense wat hard werk is noodwendig ryk nie. Want daar's diewe wat inbreek en steel en mot en roes verniel en so ook soms slegte beleggings of leenaars of diewe wat ook selfs op die markte en ook besig is aan die banke om geld te steel en so die een oomblik het jy baie en die volgende oomblik het jy niks en nie deur jou eie toedoen noodwendig nie. So ons moet besef, uit God se hand uit is wat ons nodig het vir die fisiese liggaam, fisiese noodsaaklikhede en die geestelike. So ons moet beide van hierdie weet dat ons diep afhanklik van die Here is. En hierdie gemeente, ons is ryk en ons het verryk geword. Dit was 'n stad gewees wat goeie handelsvernote gehad het, dit was 'n stad wat baie goeie besigheid gehad het, 'n besige markplein en mense het baie geld gemaak. Maar soos ek sê, die probleem is nie altyd noodwendig geld nie, maar die gesindheid teenoor geld. Geldgierigheid is 'n wortel van alle ewels. Nie geld nie, geldgierigheid is 'n wortel van alle ewels. En ryk mense kan geldgierig wees en arm mense kan geldgierig wees. So ons is afhanklik van die Here. Hoe sal ek weet dat ek 'n dankbaarheidslewe het? En ons Heidelbergse katekismes weer eens sê vir ons om te kyk na ons gebedslewe, want ons gebedslewe is die hoogste vorm van dankbaarheid. So hoe gereeld hardloop ek en jy na die Here? As ons baie het, vlug ons na die Here, bid ons tot hom, Here, ons het U nodig. As ek baie het en dit nie doen nie, dan beteken dit ek is ondankbaar. Maar ook as ek niks het nie en ek sê wel, die Here het nou hierdie lot oor my gebring en ek moet dit nou maar dra en ek moet nou maar tevrede daarmee wees. Dis ook 'n vorm van hoogmoed. In dit alles, of ons baie het en of ons min het, moet ons dankbaar teenoor die Here wees. So ons gebedslewe is 'n goeie barometer vir ons om te sien hoe dankbaar ons is. So vra jouself net die vraag af, hoe gereeld bid jy? Hoe gereeld word jy stil voor die Here? En dit is 'n vingerwysing na ons en dis 'n vraag wat ons elkeen moet beantwoord. En dan die oproep tot bekering, vers 18. Ek raai jou aan om vir my te koop goud wat deur vuur gelouter is, sodat jy kan ryk word, en wit klere dat jy jou kan aantrek, en die skande van jou naaktheid nie openbaar word nie, en salf om jou oë te salf, sodat jy kan sien. Dis 'n aardige frase wat hier gebruik, kom koop van my. Want ons weet dat redding is uit genade en dit word nie gekoop deur ons nie. So redeneer ons. Maar in werklikheid is saligheid 'n kooptransaksie. Maar nie tussen ons nie, tussen die Vader en die Seun. Vader stuur sy Seun en die offer wat hy bring is sy eie liggaam. En hierdie was gewoonlik geweest dat mense of hulle eie diere gevat om te offer, of as die pad te ver was, het hulle verkoop en dan by die tempel gegaan en 'n offerdier gaan koop. Dit was 'n transaksie. Hulle moes daardie offerdier bring. Iemand het betaal daarvoor.
En ook wat die versoening aan betref, ek en jy kan nie ons versoening koop nie, maar dit is vir ons betaal, en dit het ons gesien in ons teks, nadat ons die wet gelees het, en ons gesien het dat Petrus vir ons gesê het, ons is nie losgekoop deur ydelle dinge so silwer en goud nie. Maar ons is losgekoop. Ons is gekoop, ons is losgekoop, maar nie deur silwer en goud nie. Die betaling was die kosbare bloed van Jesus Christus. En so ook in Jesaja 55 vers 1 tot 3, almal wat dors het, kom na die waters, en wie geen geld het nie, kom koop en eet. Ja, kom koop sonder geld en sonder prys, wyn en melk. Waarom weeg julle geld af wat geen brood is nie, en julle arbei vir wat julle nie kan versadig nie? Luister aandagtig na my, en eet die goeie, en laat julle siel hom in vettigheid verlustig. Neig julle oor en kom na my toe. Luister, en julle siel sal lewe. Ek wil met julle 'n ewige verbond sluit, die bestendige genadebewyse van Dawid. So hierdie kooptransaksie is iets waarvoor Jesus betaal het, en hy sê, kom en koop. So dis nie ons geld nie, dis nie ons krediet nie. Ons word nie deur ons eie werke geregverdig nie, maar ons word deur werke geregverdig. Die werke van Christus. Ons word nie deur silwer en goud losgekoop nie, maar ons word deur 'n kooptransaksie vrygemaak, en dis deur die kosbare bloed van Jesus Christus. En die Here sê, kyk weg van die fisiese geld en julle eie rykdom en julle eie vermoë, wat julle sê ons het ons eie vermoë. Kyk weg daarvan en kyk na Christus, wat ons deur sy kosbare bloed betaal het vir ons sonde. En die Here gee hierdie hele pakket vir ons wat gekoop word. Goud wat deur vuur gelouter is, en ons weet dat die woord van die Here ons leer, Psalm 19 vers 10 en 11, die vrees van die Here is rein, dit bestaan tot in ewigheid, die verordeninge van die Here is waarheid, tesame is hulle regverdig, hulle is begeerliker as goud, ja, as baie fyn goud, en soeter as heuning en heuningstroop. Wit klere vir jou naaktheid. So die woord, bedekking van Christus, en oë, en julle salf vir julle oë. Hierdie was al die dinge wat op die markplein beskikbaar was in Laodicea, en dit word nou geestelik gebruik om die heerlikheid van Christus se versoening vir ons te wys. Open my oë, sê die psalmis, Psalm 119 vers 18. Open my oë dat ek kan sien die wonders uit u wet. Ook in Efesiërs bid die apostel Paulus vir die gemeente, verhelder verligte oë van hulle verstand. Hierdie dinge, sê ons, word aan ons geskenk. En ek wil nou veral op die kinders fokus. Die kinders sê wel, pa en ma het lekker koeldrank gekoop, en ons kan lekker koeldrank drink, en hulle gee dit vir ons verniet. Maar onthou, jou ouers het dit nie verniet gekry nie. Hulle moes betaal het daarvoor. En so, ons sê dat ons versoening is gratis, en dit is vir ons gratis as 'n geskenk gegee, maar iemand het betaal daarvoor. Die Vader het deur sy Seun betaal daarvoor. En ook om ons te beklee, en om ons oë te open. Elke keer wanneer ons vra, Here, deur u Gees, open ons oë, gee aan ons helder verligte oë van ons verstand. God het betaal daarvoor. En ons kom na hom toe in diepe afhanklikheid. Here, open my oë dat ek kan sien die waarheid van u woord. Dis nie vanselfsprekend nie. Dis ondankbaar om dit as vanselfsprekend te beskou. Maar dit is dankbaar wanneer ons dit vir God vra. Net soos wat jy nie net kan koeldrank drink sonder om te vra nie. Dan is als op en boetie en sussie kry niks. Maar ons moet nie dink God se voorsiening hou op nie. Maar hy leer ons in sy woord om daarvoor te vra. Dis waarvoor daardie 6 bedes in die Onse Vader gebed is, wat ons elke dag moet bid.
hy wil hê dat ons moet vra. En die Here sê, almal wat ek lief het, bestraf en tugtig ek. Wees dan ywerig en bekeer jou. Dis goeie nuus. Want Hebreërs 12 vers 7 en 8 sê, as julle die tugtiging verdra, behandel God julle as seuns. Want watter seun is daar wat die Vader nie tugtig nie? Maar as julle sonder tugtiging is, wat almal deelagtig geword het, dan is julle onegte kinders en nie seuns nie. Dit lyk vir my, ek sal moet hier stop, en ek wil baie graag by die punt kom van ek staan by die deur en ek klop, want daar is ook baie misverstande met betrekking tot daardie gedeelte. So ons gaan nie volgende keer met die psalms aangaan nie, ons gaan by hierdie gedeelte aangaan. Maar kind van God, die Here kom leer vir ons baie lesse ook deur hierdie gemeente van Laodicea. 'n Gemeente wat die Here aanspreek oor hulle geestelike lauwarm toestand. Hoe lyk ons lewe? Lauwarm, koud of warm? So ons doen wat die Here sê. Soms is ons rebels en ons sê nee. En soms is dit dalk beter om teenoor die Here te sê nee. Jy kan die twee broers onthou. Die een broer het gesê ja, ek sal gaan en gaan werk in die wingerd in my pa se arbeidsvel of in die landerye, maar die ander seun het gesê nee. En die een wat gesê het nee, het op die ou ende gegaan. Die een wat ja gesê het, het nie gegaan nie. So soms is dit goed om te sê nee en later berou te kry en te gaan, as wat dit is om te gaan en met 'n trae hand te werk. En so Laodicea is vir ons die bewys van 'n gemeente wat met 'n trae hand werk en God se grimmigheid begin ophou. En ook dat die Here vir ons leer dat ons van hom afhanklik is. 'n Gemeente wat gesê het, ek is ryk en het verryk geword, ek het aan niks gebrek nie, dat ons afhanklikheid van die Here sal besef. En sodoende in die gebed voortdurend op die Here vertrou. Hoe lyk dit, kind van God, in jou lewe? Is daar lou, warm aspekte van jou geestelike lewe waar jy traag is en soos rook in die oë van die Here en soos asyn op die tande 'n irritasie veroorsaak? Dan roep die Here ons tot bekering. Hy self het betaal vir daardie bekering. Ons moet dit kom neem. Ons moet kom koop by hom. Is ons oë dof om nie te sien nie, omdat ons nie wil sien nie, traag om te sien, ongevoelig geword? Die Here sê, hy sal ons gevoelig maak deur die tugtiging wat hy oor ons sal bring. En ewe skielik sien ons baie helder na die hand van tugtiging van die Here oor ons was. Die Here wil hê ons moet gereinig word. Die Here wil hê dat ons in gemeenskap met hom leef. En daarom doen hy hierdie ding omdat hy lief is vir ons. Daarom tugtig hy ons ook omdat hy lief is vir ons. En daarom verdra die tugtiging deur die liefde van die Here. Kom ons bid saam. Ons almagtige Hemelse Vader, ons dankie dat U vir ons deur die boek Openbaring ook kom leer hoe ons gemeente moet inrig en ook so elke individuele lidmate, hoe ons lewens in die gemeente moet inrig. U skryf dit vir ons duidelik in U woord op. U leer ons deur hierdie gedeeltes om onsself en ons lewe te toets. En Here, elke keer as ons onsself toets aan U woord, skiet ons ver te kort en besef ons inderdaad ons geweldige nood aan U. Daarom kom ons na U toe as gemeente en erken, Here, ons kan voorwaar sonder U niks doen nie. Ons afhanklikheid van U is groot en ons het nodig om deur U begelei te word. Dankie vir alles wat U vir ons betaal het. Dankie vir alles wat U vir ons ingestaan het. Dankie vir alles wat U vir ons aanbied en ons bely, Here, dat ons so ondankbaar is om dit nie uit U hand uit te kom ontvang nie en te trots is en baie keer te sê ons kan op ons eie reg kom. Vergewe ons en help ons om in ons vernedering en diepe afhanklikheid tot U te buig en te besef hoe nodig ons alle aspekte van die lewe, het sy fisies of geestelik, hoe afhanklik ons dit van U is.
en sodoende dat U naam in en deur ons lewens verheerlik kan word. In Jesus naam vra ons dit. Amen. Ons het nou geleentheid om die Here